Hi, Madeleine weer hier by julle. Welkom terug by Slaapstories vir Grootmense, jou weeklikse potgooi van Afrikaanse stories wat jou saans sis tot in droomland. Jy kan by ons weekliks inskakel op jou gunsteling potgooi vir 'n storie na soete drome. Kyk uit vir die skakels onder in die potgooi informasie. Ons wil vreeslik graag elke week vir julle 'n storie vertel, so asseblief gooi so 'n geldjie daar in ons donasieblokkie. Borge en skrywers, julle is ook baie welkom hier by ons. Stuur dit vir ons aan slaapstoriesvirgrootmense@gmail.com. As jy op YouTube luister, like, comment en subscribe, en onthou, die Patreon link is op Facebook en onder aan die potgooi informasie. Kom nou mensies, word 'n droomwandelaar vir net $1 'n maand en kry 'n shout-out, 2 eksklusiewe episodes elke maand, vroeg toegang tot alle nuwe episodes en ou en nuwe episodes advertensievry. Vir minder as die prys van 'n brood kan jy so lekker luister. En daar is meer as 100 ou episodes advertensievry, net vir julle genot. Net so 'n bietjie syfers vir julle. Laas naweek was ons 150ste episode. Hoehoe! Spotify staan op 50.000 streams en YouTube op 10.000. Wonderlik, dankie julle. Dis heerlik om te weet julle geniet slaapstories so baie. Mensies, dit sneeu alweer oor die meeste van die land. Hier in Natal is dit koud, vrek koud. Ons ken nie sulke koue. Ons kan nie net kouse by 'n plakkie dra nie, ons moet nou 'n actual skoen aantrek. Maar die winde, my vrek julle. Hulle waarsku ons mos daar kom sterk winde, so ons dink maar, ag, dit sal seker nie so erg wees nie. En toe tref dit. Rukwinde van tot 105 kilometer. Dit was vreesaanjaend julle, om groot bome so te sien buig in daai wind. Sjoe. Maar ons is daardeur, hierdie selfgeboude huis staan nog steeds. Ons het 'n strelitzjie of 2 verloor, maar hulle val sommer om vir niks. Dankie Vader, ons het die dak laat regmaak. Anywho, dit is vandag doodstil, maar nog vrek koud. Dit gaan net erger word, sê die kenners. Vrek, ek hoop nie so nie julle. Vanaand lees ons 'n hervertelling van die wonderlike towenaar van Oz, oorspronklik deur L. Frank Baum. Dorothy Gale het op die uitgestrekte, eindlose vlaktes van Kansas gewoon, waar die son elke dag oor die dorre graslande geskyn het. Die land was grys en kaal, met min bome om skaduwee te gee. Sy het saam met haar oom Henry en tante M in 'n klein houtshuisie geleef, wat oom Henry self met sy eie hande gebou het, toe hulle eers op die plaas aangekom het. Oom Henry was 'n harde werkende man met growwe hande en 'n songebrande gesig. Hy het van son op tot son onder op die land gewerk en probeer om mielies en koring uit die harde grond te kry. Tante M was 'n stil vrou wat min geglimlag het. Haar gesig het net so grys soos die Kansas lug voor 'n storm gelyk. Die harde lewe op die vlaktes het haar glimlag weggeneem. Maar Dorothy was anders. Sy was 'n vriendelike kind met helderblou oë en lang donkerbruin hare wat sy in 2 lang vlegsels gedra het. Haar enigste ware vriend was Toto, 'n klein swart hondjie met lang seierige hare en intelligente bruin oogies wat altyd vol nuuskierigheid was. Toto het Dorothy laat lag wanneer die lewe te swaar geraak het. Op daardie spesiale dag in September het Dorothy op die stoep gesit en na die lug gekyk. Daar was iets anders in die lug, 'n spanning wat sy kon voel. Die wind het begin waai, eers sagkens en toe al hoe harder. Die gras het gebuig en geritsel en die ou windpomp by die put het begin kraak en kreun. Dorothy, het tant M geroep van waar sy wasgoed van die lyn afgehaal het. Kom help my hierdie goed binne kry, daar kom 'n storm. Maar hierdie was nie 'n gewone storm nie. Die lug het 'n vreemde groen kleur gekry en die wind het begin huil soos 'n wilde dier. Dorothy het Toto styf teen haar vasgedruk terwyl sy na die weste gekyk het. Daar, in die verte, het sy iets gesien wat haar bloed laat stol het. 'n Groot, donker tregter, wat uit die wolke na benede gekom het oor die vlaktes beweeg. Tornado, het oom Henry geskree terwyl hy van die velde af hardloop. Almal na die kelder, nou dadelik. Tante M het die swaar houtdeur van die ondergrondse kelder oopgeruk. Kom Dorothy, gou! Maar toe Dorothy probeer om Toto te vang, het die klein hondjie geskrik vir die harde geluid van die wind. Hy het uit haar arms gespring en onder die bed in die huis in weggehardloop. Dorothy kon hoor hom chonk van vrees.
Toto het sy geskree en agter hom aan in die huis ingehardloop. Die wind het soos 'n trein geloei, die hele huis het begin skud en kraak. Dorothy het onder die bed ingekruip en Toto vasgehou, albei bibberend van vrees. Skielik het daar 'n vreemde ding gebeur. Die huis het opgehou skud, maar dit het gevoel asof dit beweeg. Dorothy het versigtig uitgeloer en besef dat die huis aan die draai was. Rondom en rondom, stadig eers, toe vinniger. Deur die klein venster kon sy sien hoe die grond al verder en verder onder hulle weg beweeg. Die tornado het die hele huis opgetel en hoog die lug ingevat. Vir ure lank het die huis in die lug gedraai. Dorothy het Toto styf vasgehou en probeer om nie bang te wees nie. Sy het gedink aan Tante Em en oom Henry en gehoop hulle was veilig in die kelder. Stadig het sy aan die slaap geraak in die draaiende huis. Ag, Toto, het sy gefluister voordat sy haar oë toegemaak het. Ek dink ons is nie meer in Kansas nie. Dorothy het wakker geword toe die huis met 'n groot skokkende slag neergekom het. Alles was skielik stil. Geen wind, geen geraas, net die sagste geluid van voëls wat chirp. Sy het Toto opgetel en versigtig na die deur geloop. Toe sy die deur oopmaak, het sy na haar asem gesnak. Voor haar het die mooiste land gelê wat sy nog ooit gesien het. Die gras was 'n helder, lewendige groen, nie die dof, dooie groen van Kansas se koring nie, maar 'n groen wat glinster in die sonlig. Oral was kleurvolle blomme, rooi, geel, pers en blou, wat in 'n sagte briesie gewaai het. Die bome was vol ryk vrugte en 'n kristalhelder stroompie het naby gevloei. Die lug self het anders gelyk, nie die harde wit lig van Kansas nie, maar 'n sagte, goudkleurige lig wat alles laat glinster het. Maar die vreemde ding van alles was die groepie klein mensies wat stadig nader gekom het. Hulle was nie veel groter as Dorothy nie, alhoewel hulle duidelik volwasse was. Hulle was almal in blou geklee, helderblou hemde, blou broeke en spitsblou hoede met klein klokkies wat getinkel het wanneer hulle beweeg het. Een van hulle, 'n vriendelike ou vrou met 'n rimpelrige gesig en vriendelike oë, het 'n silwer staf in haar hand gedra wat met sterretjies versier was. Sy het vorentoe gestap en geglimlag. "Welkom in die land van Oz, liewe kind," het sy met 'n stem soos klokkies gesê. "Ek is Glinda, die goeie heks van die noorde. Jy het ons van 'n groot ewel bevry." "'n Heks?" het Dorothy bang gevra. "Maar jy lyk so vriendelik." Glinda het gelag. "Nie alle hekse is boos nie, my kind, maar kom kyk wat jou huis gedoen het." Sy het Dorothy om die ander kant van die huis gelei. Daar het Dorothy gesien dat haar huis op iets geval het. 2 bene in silwer en wit gestreepte kouse het onder die huis uitgesteek. En aan die voete was die mooiste rooi skoentjies wat sy nog ooit gesien het. Hulle het in die sonlig geglinster, asof hulle van robyne gemaak was. "Die bose heks van die ooste," het Glinda verduidelik. "Sy het die Munchkins, ons mense hier, vir jare lank slawe gehou, maar nou is sy dood en hulle is vry." Die klein Munchkins het begin jubel en sing. Hulle het Dorothy omring en dankliedere gesing. Een van hulle, 'n ou man met 'n lang wit baard, het vorentoe gekom. "Jy is ons held, Dorothy uit Kansas," het hy gesê. "Hoe kan ons jou ooit terugbetaal?" "Ek wil net huis toe gaan," het Dorothy gesê, skielik baie hartseer. "Na my tante Em en oom Henry, hulle gaan bekommerd wees." Glinda het haar kop geskud. "Dis baie ver, my kind. Kansas is in 'n ander wêreld as ons wêreld van Oz. Maar daar is iemand wat jou dalk kan help, die towenaar van Oz. Hy is die kragtigste man in ons hele land." "Waar bly hy?" het Dorothy gretig gevra. "In die Smaragdstad, in die middel van ons land. Maar die reis daarheen is gevaarlik. Jy sal die geel baksteenpad moet volg." Glinda het na 'n ander pad gewys wat met helder geel bakstene geplavei was en in spirale weg van hulle afgedraai het. "Maar neem eers hierdie," het Glinda gesê, en sy het gebuig en die rooi skoentjies van die dooie heks se voete afgetrek. "Hierdie is towerskoentjies. Hulle het groot krag. Hoewel ek nie weet wat dit is nie, maar hulle gaan jou op die reis beskerm." Dorothy het haar ou gelapte skoene uitgetrek en die rooi skoentjies aangetrek. Hulle het perfek gepas, asof hulle spesiaal vir haar gemaak was. "Onthou," het Glinda gesê, "volg altyd die geel baksteenpad. Moenie daarvan afwyk nie, want daar is gevare in die woude van Oz."
Dorothy het Toto opgetel, die Munchkins gegroet en op die geel baksteenpad begin loop. Agter haar het die klein mensies gewuif en geroep, "Vaarwel Dorothy, dankie dat jy ons bevry het." Dorothy en Toto het die hele eerste dag op die geel baksteenpad geloop. Die pad het deur pragtige landerye gelei, velde vol kleurvolle blomme, boorde met vreemde maar lekker lykende vrugte en klein dorpies waar vriendelike mense gewuif het as hulle verbygaan. Toe die son begin sak, het Dorothy moeg geword. Sy het 'n plek gesoek om te rus en die nag deur te bring. Net toe het sy 'n groot koringland gesien en in die middel daarvan het 'n voëlverskrikker aan 'n hoë paal gehang. Maar hierdie was nie 'n gewone voëlverskrikker nie. Hy was netjies aangetrek met 'n blou pak wat met strooi gevul was, glimmende swart stewels en 'n vriendelike gesig wat op 'n sakdoek geverf was. Op sy kop het hy 'n ou hoed gedra. Dorothy het besluit om langs die voëlverskrikker te rus. Toto het rondgeloop en aan interessante reuke geruik. Net toe het Dorothy 'n stem gehoor. "Goeienaand, jong dame." Dorothy het rondgekyk. Daar was niemand anders nie. "Hierbo," het die stem gesê. Dorothy het opgekyk en gesien dat die voëlverskrikker na haar kyk en glimlag. "Jy kan praat," het sy uitgeroep. "Natuurlik kan ek praat," het die voëlverskrikker gesê. "En ek kan dink ook, hoewel nie baie goed nie. Dis my probleem, sien jy. Ek het nie 'n brein nie, net strooi waar my kop moet wees." "Geen brein?" het Dorothy gevra. "Geen brein," het die voëlverskrikker treurig gesê. "Die boer wat my gemaak het net 'n sakdoek vol strooi as my kop gebruik. Ek kan praat en sien en hoor, maar ek kan nie goed dink nie. En ek weet nie hoe om probleme op te los nie, of hoe om slim besluite te neem nie. Die kraaie lag vir my, omdat hulle weet ek is dom." Dorothy het medelee met hom gevoel. "Kan ek jou help om van daardie paal af te kom?" "O, asseblief," het die voëlverskrikker gesê. "Ek hang al maande lank hier." Dorothy het die tou losgemaak, wat die voëlverskrikker aan die paal vasgebind het. Hy het met 'n plof op die grond geval, toe opgestaan en homself afgestof. "Baie dankie," het hy gesê. "Waar gaan jy heen?" "Na die Smaragdstad, na die towenaar van Oz. Ek hoop hy kan my help om huis toe te gaan, na Kansas." Die voëlverskrikker se oë het verlig. "Dink jy die towenaar kan my 'n brein gee?" "Miskien," het Dorothy gesê. "Hoekom kom jy nie saam nie?" "O, dit sal wonderlik wees," het die voëlverskrikker gesê. "Met 'n brein sal ek net soos ander mense kan dink." So het Dorothy, Toto en die voëlverskrikker saam op die geel baksteenpad aangestap. Die voëlverskrikker het vertel hoe eensaam dit was om aan 'n paal te hang en net na die wêreld te kyk sonder om dit te verstaan. Die volgende oggend het hulle verder geloop, tot hulle by 'n dik woud gekom het. Daar langs die pad het 'n man gestaan, wat heeltemal uit blik gemaak was. Hy het 'n byl in sy hand gehou, maar hy het glad nie beweeg nie. Dorothy het nader gegaan. Die blikman het 'n vriendelike gesig gehad, maar hy het gelyk asof hy sukkel om te praat. "Wat's fout?" het Dorothy gevra. Die blikman het sy mond effens oopgekry en gefluister. "Olie kan. Olie kan." Dorothy het 'n klein oliekantjie gesien wat langs 'n boom gestaan het. Sy het dit opgetel en die olie op die blikman se kake gedruppel. Dadelik kon hy weer praat. "O, baie dankie," het hy gesê. "Ek staan hier al 'n jaar lank. Kan jy asseblief my arms en bene ook olie?" Dorothy het olie op al sy gewrigte gedruppel, tot hy weer kon beweeg. Hy het sy arms geswaai en sy bene gestrek. "Dis so goed om weer te kan beweeg," het hy gesê. "Ek is die blikman, wie is julle?" Dorothy het hulle self voorgestel en vertel van hulle reis na Smaragdstad. "Die towenaar van Oz," het die blikman gesê. "Ek wonder of hy my kan help. Sien, ek het nie 'n hart nie." Hy het op sy blikbors geklop. Dit het dol geklink. "Geen hart?" het Dorothy gevra. "Geen hart," het die blikman treurig gesê. "Toe ek nog 'n gewone man was, het ek 'n pragtige meisie lief gehad, maar die bose heks van die ooste het my byl betower. Dit het my een been afgekap, toe die ander, toe my arms en uiteindelik my hele liggaam. 'n Bliksmid het my van blik gemaak, maar hy het vergeet om my 'n hart te gee. Nou kan ek nie meer lief hê nie. Ek kan nie meer vir iets omgee nie." "Kom saam met ons," het Dorothy gesê. "Miskien kan die towenaar jou 'n hart gee." "Dink julle so?" het die blikman hoopvol gevra. "O, as ek net weer kan lief hê."
So het die 3 vriende en Toutou saam aangeloop. Die blikman het sy oliekantjie saamgeneem, vir ingeval hy weer sou vasroes. Later daardie dag, toe hulle deur 'n donker, digte woud geloop het, het hulle vreeslike gebrul gehoor. Die bome het geskit, die voëls het verskrik weggevlieg. Skielik het 'n reusagtige leeu in die bosse gespring. Hy was groot en goudkleurig met 'n dik maan en skerp tande. Hy het luid gebrul en na hulle toe gehardloop. Toutou was nog nooit so bang nie. Hy het begin blaf en op die leeu afgeloop. Die leeu het sy mond oopgemaak om die klein hondjie te byt. "Nee!" het Dorothy geskree en sy die leeu 'n harde klap op sy neus gegee. "Hoe durf jy 'n klein hondjie probeer byt?" Die leeu het dadelik opgehou brul. Hy het op sy agterpote gaan sit en sy neus met sy poot gevryf. "Moenie my seermaak nie," het hy gehuil. "Asseblief, moenie my seermaak nie." Dorothy het geskok gelyk. "Maar jy's 'n leeu. Jy's veronderstel om dapper te wees." "Ek weet," het die leeu beskaamd gesê, "maar ek is nie dapper nie. Ek's 'n lafaard. Ek's bang vir alles, vir jagters, vir ander diere, selfs vir my eie skaduwee." "Dis onmoontlik," het die blikman gesê. "Jy is die koning van die diere." "Net 'n naam," het die leeu gesig. "Binne in my is ek vol vrees. Ek wil julle net bang maak sodat julle weghardloop, dan hoef ek nie te veg nie. Maar ek het nie verwag dat jy so dapper sou wees nie, klein meisie." Dorothy het medelee met die groot dier gevoel. "Waarom kom jy nie saam met ons na die towenaar van Oz nie? Miskien kan hy jou moed gee." "Dink jy regtig so?" het die leeu hoopvol gevra. "Ek sal alles gee om werklik dapper te wees." En so het die 4 vriende, Dorothy, die voëlverskrikker, die blikman en die lafhartige leeu, saam met Toutou op die geel baksteenpad aangestap, elkeen op soek na iets wat hulle kort. Na vele dae se reis deur pragtige maar gevaarlike lande, het die vriende uiteindelik die Smaragdstad bereik. Hulle het dit van ver gesien, 'n groot groen stad wat in die sonlig geglinster het soos 'n reusagtige juweel. Toe hulle nader kom, het hulle gesien dat alles werklik groen was. Die mure van die stad was gemaak van groot smaragdblokke wat in die lig geflikker het. Die hekke was groen, die paaie was groen, selfs die lig bo die stad het 'n groenerige tint gehad. By die groot hek het 'n bewaarder gestaan wat van kop tot tone in groen gekleed was. Hy het 'n groot bos sleutels aan 'n riem gehad. "Wat wil julle in die Smaragdstad sien?" het hy gevra. "Ons wil die groot towenaar van Oz sien," het Dorothy gesê. Die bewaarder het verbaas gelyk. "Dis baie jare sedert iemand die towenaar wou sien. Hy's kragtig en vreeslik, en as julle kom met 'n dwaase of onbelangrike versoek, sal hy kwaad word en julle vernietig." "Ons versoeke is belangrik," het Dorothy dapper gesê. Die bewaarder het geknik en 'n groot kus oopgemaak. "Goed dan, maar eers moet elkeen van julle hierdie spesiale brille dra. Sonder hulle sal die glans van die Smaragdstad julle blind maak." Hy het vir elkeen van hulle groen brille gegee, wat met goudkettinge aan hulle koppe vasgebind was. Selfs Toutou het 'n klein brilletjie gekry. Toe hulle die brille opgesit het, het alles nog groener gelyk as tevore. Die bewaarder het die hek oopgesluit met een van sy baie sleutels en hulle het die stad binne gegaan. Die strate was geplafei met smaragdblokke en die geboue was almal van groen marmer. Die mense op die strate was almal in verskillende skakerings van groen geklee. Hulle het verbaas na die vreemde groep besoekers gekyk. Die bewaarder het hulle na die paleis van die towenaar gelei. Dit was die grootste gebou wat Dorothy nog ooit gesien het, gemaak van groot groen blokke wat met goud versier was. By die paleisdeur het nog 'n bewaarder gestaan. "Hierdie mense wil die groot Oz sien," het die eerste bewaarder gesê. "Die groot Oz," het die paleisbewaarder gesê, "maar niemand sien die groot Oz nie. Hy het jare laas met iemand gepraat." "Maar ons het ver gereis," het Dorothy gesê, "en ons het die bose heks van die ooste vernietig." Die bewaarder se oë het groot geword. "Julle het die bose heks gedood? Wag hier." Hy het verdwyn en 'n rukkie later teruggekom. "Oz sal julle sien," het hy gesê, "maar net een op 'n slag en 'n dag apart. Wie wil eers te gaan?" "Ek," het Dorothy gesê. Die bewaarder het haar na 'n groot saal gelei. Die saal was rond en het 'n hoë koepel gehad. Die mure, vloer en plafon was almal helder groen marmer, versier met smaragde. In die middel van die vertrek was 'n groot troon, gemaak van 'n enkele reusagtige smarag. En op die troon
Dorothy het na haar asem gesnak. Dit was 'n reusagtige kop, groter as die kop van enige mens. Dit het geen liggaam gehad nie, net 'n groot kaal kop met lang grys hare en 'n lang grys baard. Die oë was groot en rond en hulle het geglinster met 'n lig van binne. Skielik het die kop gepraat en sy stem het soos donder gedreun. Ek is Oz, die groot en vreeslike, waarom soek jy my? Dorothy was bang, maar sy het haar moed bymekaar gemaak. Ek is Dorothy en ek kom uit Kansas. My huis is deur 'n tornado weggevat en ek wil asseblief huis toe gaan. Waarom moet ek jou help? Het die vreeslike stem gevra. Omdat u groot en magtig is en ek is maar net 'n klein meisie wat haar huis soek, het Dorothy gesê. Die groot oë het haar bestudeer. Waar het jy die skwinkies gekry? Van die bose heks van die ooste, toe my huis op haar geval het Dorothy geantwoord. Waar het jy die merk op jou voorkop gekry? Het Oz gevra. Dorothy het verward gelyk. Ek het geen merk nie. Jy het Oz gesê. Dis die soen van die goeie heks van die noorde. Sy het jou beskerm, maar ek sal jou net help as jy iets vir my doen. Wat moet ek doen? Het Dorothy gevra, alhoewel sy bang was vir die antwoord. Maak dood die bose heks van die weste, het Oz bevel. Sy is selfs boser en magtiger as die heks wat jy al reeds gedood het. Tot jy haar vernietig het, sal jy nie terug Kansas toe kan gaan nie. Dorothy het begin huil. Maar ek kan nie iemand doodmaak nie, en ek weet nie eens hoe om te veg nie. Jy het die bose heks van die ooste gedood, het Oz gesê. Dus kan jy die bose heks van die weste ook dood. Ga nou, en kom nie terug voordat jy jou taak voltooi het nie. Dorothy het hartseer uit die troonkamer geloop. Die volgende dag het die voëlverskrikker Oz gesien. Vir hom het Oz as 'n pragtige vrou verskyn, en sy het dieselfde geëis. Dood die bose heks van die weste, dan sal sy vir hom 'n brein gee. Die dag daarna het die blikman Oz ontmoet. Vir hom het Oz gelyk soos 'n vreeslike dier met 5 oë en 5 arms en bene. Maar die boodskap was dieselfde. Dood die bose heks, dan sal hy 'n hart kry. Laastens het die leeu Oz gesien as 'n vurige bal. Die boodskap was weer dieselfde. Geen moed sonder om eers die bose heks te vernietig nie. Die 4 vriende het bymekaar gekom om te besluit wat om te doen. Ons het geen keuse nie, het Dorothy gesê, hoewel sy steeds bang was. As ons wil hê dat Oz ons moet help, moet ons die bose heks van die weste gaan soek. Ek sal saam met jou gaan, het die leeu gesê, alhoewel hy bang was. En ek ook, het die blikman gesê, met my byl kan ek dalk help veg. Ek kan dalk 'n plan maak, het die voëlverskrikker gesê, al het ek nie 'n brein nie. So het die 4 vriende die Smaragdstad verlaat om die gevaarlikste reis van almal aan te pak. Die land van die weste was heeltemal anders as die res van Oz. Hier was alles geel, die gras, die blomme, selfs die hemel het 'n geelerige kleur gehad. Die land was bergagtig en wild met min dorpe of mense. Die bose heks van die weste het in 'n groot kasteel op 'n hoë berg gewoon. Sy het net een oog gehad, maar dit was so magtig soos 'n teleskoop en sy kon ver sien. Toe sy Dorothy en haar vriende sien aankom, was sy woedend. Vreemdelinge in my land, het sy geskree, en een van hulle dra die toorskoentjies van my suster. Ek gaan hulle vernietig. Eers het sy haar pak wilde wolwe geroep. Gaan en verskeur die vreemdeling in stukke, het sy bevel gegee, maar bring die skoentjies onbeskadig terug. Die wilde wolwe het gehol en gehuil terwyl hulle na die vriende gehardloop het, maar die blikman met sy skerp pyl het al die wolwe een vir een neergekap. Toe die bose heks haar swart kraaie geroep, vlieg, pik hulle oë uit. Maar die voëlverskrikker het sy arms uitgestrek, en toe die kraaie hom sien, het hulle gedink hy was 'n gewone voëlverskrikker. Toe hulle te naby gekom het, het hy hulle nekke omgedraai. Die heks was nou baie kwaad. Sy het haar geel bye geroep om die vriende dood te steek, maar die bye se angels kon nie deur die blikman se blik of die voëlverskrikker se strooi gaan nie. Hulle het teen hulle gebreek en die bye het gesterf. Uiteindelik het die heks haar magiese hoetjie gebruik om 'n span gevleuelde ape te roep. Hierdie ape was magtig en kon vlieg. Hulle het die voëlverskrikker se strooi uitgerig en oor die land versprei. Hulle het die blikman se saamvoegsels losgeskroef sodat hy uitmekaar geval het. Die leeu het hulle met 'n tou vasgemaak. Maar toe hulle Dorothy wou aanrand,
het hulle die kus van die goeie heks op haar voorhoof gesien. Ons kan haar nie seermaak nie, het die leier van die ape gesê. Sy word beskerm deur die krag van die goeie heks. So het hulle Dorothy en Toto na die kasteel van die bose heks gedra en haar daar 'n gevangene gemaak. Die bose heks was nog steeds woedend omdat sy nie vir Dorothy kon doodmaak nie, maar sy het die rooi skoentjies gesien en geweet dis wat sy wou hê. Gee my daardie skoentjies, het sy geëis. Nee, het Dorothy gesê, hulle is myne. Ons sal sien, het die heks dreigend gesê. Die heks het Dorothy gedwing om in die kombuis te werk en elke dag het sy probeer om die skoentjies van Dorothy se voete af te kry, maar Dorothy het geweier. Eendag, toe Dorothy die vloere gewas het die heks opsetlik 'n ysterstaaf dwars oor die kombuis geplaas om Dorothy te laat val. Dorothy het gestruikel, maar sy het nie geval nie. Die heks het gelag en probeer om een van die rooi skoentjies van Dorothy se voet af te ruk. Gee dit terug, het Dorothy geskree, woedend dat die heks haar skoentjie gesteel het. Sonder om te dink het Dorothy 'n emmer koue water wat sy gebruik het om jou skoon te maak, opgetel en het bo oor die bose heks gegooi. Nee, wat het jy gedoen? Het die heks geskree. Water is my dood. Kyk hoe smelt ek. En werklik, die heks het begin wegsmelt, soos suiker in die reën. Sy het kleiner en kleiner geword terwyl sy geskree het. Ek smelt, ek smelt. O, watter wêreld. Wie sou gedink het dat 'n klein meisie soos jy my vernietiging sou wees? Binne 'n paar minute was daar niks oor nie, behalwe 'n plas bruin water op die kombuisvloer en die rooi skoentjies wat die heks probeer steel het. Dorothy het vinnig die skoentjies weer aangetrek en Toto opgetel. Kom Toto, het sy gesê, ons moet die ander gaan soek. Sy het deur die kasteel geloop tot sy die leeu gevind het, nog steeds vasgemaak met 'n tou. Sy het hom losgemaak en hy het haar vertel waar die ape die blikman en voëlverskrikker gelos het. Hulle het die blikman se dele bymekaar gemaak en hom weer reg gekry. Die voëlverskrikker se strooi het hulle reg oor die land gaan versamel en hom weer gevul. Gelukkig was sy klere en kop nog heel. Is die bose heks werklik dood? Het die voëlverskrikker gevra toe hy weer kon praat. Ja, het Dorothy gesê. Ek het haar per ongeluk met water gegooi en sy het weggesmelt. Die vriende het gejubel. Nou kan hulle terug na Aas gaan en hulle belonings kry. Toe die 4 vriende terug in die Smaragdstad kom, was almal opgewonde om te hoor dat die bose hek van die weste ook dood was. Die mense het in die strate gedans en gesing. Maar toe hulle by die paleis aankom en gevra om Aas te sien, het die bewaarder geweier. Die groot Aas sê hy is te besig om julle te sien, het die bewaarder gesê. Dorothy was kwaad. Maar ons het gedoen wat hy gevra het, ons het die bose heks gedood. Maak nie saak nie, hy wil julle nie sien nie. Die leeu het woedend geword. Hy het so hard gebrul dat die bewaarder geskrik het en weggehardloop het. Die vriende het self na die troonkamer geloop. In die troonkamer was alles soos tevore, die groot smaragdtroon en die reusagtige kop daarop. Ek is Aas, is die groot en vreeslike, het die stem gedonder. Waarom het julle teruggekom? Ons het die bose heks van die weste gedood, het Dorothy dapper gesê. Nou moet jy jou beloftes nakom. Beloftes, het Aas gesê. Ek het geen beloftes gemaak nie. Jy het wel, het die voëlverskrikker gesê. Jy het gesê, jy gaan vir my 'n brein gee. En vir my 'n hart, het die blikman bygevoeg. En vir my moed, het die leeu gebulder. En my help om huis toe te gaan, het Dorothy gesê. Maar net toe het Toto, wat nuuskierig in die groot troonkamer rondgeloop het, 'n lang groen gordyn in die hoekraak gesien. Hy het daarin getrek en die gordyn het geval. Agter die gordyn was 'n klein kantoor en in die kantoor het 'n klein ou mannetjie gesit. Hy was kaal met 'n grys baardjie en hy het voor 'n ingewikkelde masjien gesit met baie hefbome en knoppies. Toe hy sien dat hy ontdek is, het hy probeer om die gordyn weer voor hom toe te trek. Moenie let op die man agter die gordyn nie, het hy in 'n gewone, menslike stem geroep. Dieselfde stem wat hulle as die stem van Aas geken het. Jy is Aas? Het Dorothy uitgeroep. Nee, het die ou mannetjie gesê. En hy het uit sy kantoor gekom. Ek is nie die groot en vreeslike Aas nie. Ek is Oscar Dix, 'n gewone ou man uit Omaha in Nebraska. Maar die stem, het die voëlverskrikker gevra. En die groot kop? Oscar het na sy masjien gewys. Alles net triks en illusies. Die kop is gemaak van papier en verf. Die stem kom uit hierdie luidspreker.
Ek is 'n charlatan, iemand wat voorgee om iets te wees wat hy nie is nie. Die vriende was woedend. Jy het ons bedrieg, het die leeu gebulder. Wag, het Oscar gesê. Luister na my verhaal. Jare gelede was ek in 'n sirkus in Nebraska. Ek het lugballontrieks gedoen. Eendag het my ballon weggedryf in 'n storm en ek het hier in Oz beland. Die mense het gedink ek was 'n groot towenaar omdat ek uit die lug gekom het. Hy het baie hartseer gelyk. Ek wou hulle nie die waarheid vertel nie, maar hulle was so gelukkig en trots om 'n towenaar te hê. So ek het aangehou voorgee. Ek het hierdie paleis gebou en al hierdie trieks gedoen om die mense te oortuig. Maar nou kan jy ons nie help nie, het Dorothy treurig gesê. Wag, het Oscar gesê, miskien kan ek wel. Hy het na die voëlverskrikker gekyk. Jy sê jy het nie 'n brein nie, maar gedurende julle hele reis het jy slim planne gemaak en probleme opgelos. 'n Brein is nie iets wat jy nie kan sien nie, dis hoe jy dink, en jy dink baie goed. Hy het 'n klein blik uit sy kabinet gehaal en dit met saagsels gevul. Hier, het hy gesê, terwyl hy dit in die voëlverskrikker se kop stop. Nou het jy 'n nuwe brein, saagsels gemeng met spelde en naaltjies om jou skerp te maak. Die voëlverskrikker het skielik slim gevoel. Ek kan voel hoe my brein werk, het hy gesê. Oscar het na die blink man gedraai. En jy dink jy het nie 'n hart nie, maar gedurende die hele reis het jy omgegee vir jou vriende. Jy het gehuil toe hulle seer gekry het. Dis wat 'n hart is, die vermoë om lief te hê en om te gee. Hy het 'n klein silwerhart uit sy kabinet gehaal. Hier, het hy gesê, terwyl hy dit aan 'n kettingkie aan die blikman se bors hang. Nou het jy 'n hart wat almal kan sien. Die blikman was so bly dat hy gehuil het, alhoewel hy moes oppas dat hy nie roes nie. Toe het Oscar na die leeu gekyk, en jy dink jy's 'n lafaard, maar ware moed is nie die afwesigheid van vrees nie. Dis om iets te doen ondanks jou vrees. Jy het jou vriende beskerm selfs toe jy bang was. Dis ware moed. Hy het 'n medalje uit sy kabinet gehaal en het om die leeu se nek gehang. Nou het jy 'n medalje vir moed wat almal kan sien. Die leeu het sy bors uitgesteek, vol trots. Maar wat van my, het Dorothy gevra. Hoe gaan ek huis toe? Oscar het nadenkend gekyk. Wel, my lugballon het my hierheen gebring. Miskien kan dit ons albei terug huis toe neem. Oscar het Dorothy na 'n groot saal in die paleis geneem, waar sy ou lugballon gestaan het. Dit was 'n groot groen ballon gemaak van sy met 'n mandjie daaronder. Ek het dit al hierdie jare bewaar, het hy gesê. As ons dit kan regkry, kan ons saam terug na Amerika gaan. Die hele stad het gekom kyk hoe Oscar en Dorothy die ballon voorberei het. Die voëlverskrikker, blikman en leeu was hartseer dat Dorothy wou weggaan. Julle sal mos die Smaragdstad bestuur terwyl ek weg is, het Oscar vir hulle gesê. Die voëlverskrikker is slim genoeg om oor almal te regeer. Die dag van vertrek het aangekom. Oscar en Dorothy het in die mandjie geklim en die ballon het begin reis. Maar net toe het Toto 'n kat gesien en uit Dorothy se arms gespring om dit agterna te sit. Toto, het Dorothy geskree en uit die mandjie gespring om haar hondjie te vang. Wag, het Oscar geroep, maar die ballon het al te hoog gestyg vir Dorothy om terug te klim. Ek kan nie die ballon beheer nie, het hy geroep terwyl die wind hom wegdra. Soek die goeie heks van die suide, sy kan jou help. En so was Oscar weg, en Dorothy was nog steeds in Oz. Die voëlverskrikker wat nou die heerser van die Smaragdstad was, het vir Dorothy gesê, ons sal jou help om die goeie heks van die suide te vind. So het Dorothy weer op 'n reis begin, hierdie keer na die land van die suide, waar alles rooi was. Sy het saam met haar 3 vriende getrek, tot hulle by 'n pragtige rooi kasteel gekom het. Die goeie heks van die suide was 'n jong mooi vrou met vriendelike oë. Sy het vir Dorothy geglimlag, toe sy haar verhaal vertel het. Liewe kind, het die goeie heks gesê, jy het die hele tyd die mag gehad om huis toe te gaan. Daardie rooi skoentjies wat jy dra, is die towerskoentjies van die bose heks van die ooste. Hulle kan jou oral heen neem, net waar jy wil wees. Maar hoekom het Glinda dit nie vir my gesê nie, het Dorothy gevra. Omdat jy dit nie sou geglo het nie, het die goeie heks gesê. Jy moes eers leer dat jy dapper en sterk is. Jy moes leer dat die mag wat jy soek alreeds binne in jou is. Dorothy het besef dat dit waar was. Sy het baie verander van die bang klein meisie wat uit Kansas gekom het. Hoe werk die skoentjies, het sy gevra. Skop jou hakke 3 keer saam, het die goeie heks gesê, en sê vir die skoentjies waar hulle jou moet neem. Maar onthou, as jy hulle gebruik om Kansas toe te gaan, sal hulle in die woestyn val en verlore gaan. Dorothy het geknik. Sy het geweet wat sy moes doen. Dorothy het vir haar 3 liewe vriende styf gedruk. Hulle het almal gehuil, selfs die blikman,
wat moes oppas vir roes. Ek sal julle nooit vergeet nie, het sy gesê, maar julle het my geleer wat ware vriendskap beteken. En jy het ons geleer dat ons alreeds gehad het wat ons gesoek het die voëlverskrikker gesê, wat nou baie wys was. Ons sal altyd vriende wees, het die blikman gesê, sy hand op sy silwer hart. En ons sal altyd onthou hoe dapper jy was, het die leeu gesê, trots op sy medalje. Dorothy het Toto styf vasgehou, haar hakke 3 keer saamgeskop en gesê, neem my huis toe, neem my terug na tante M en oom Henry in Kansas. Die wêreld het begin draai, vinniger en vinniger, tot alles 'n waas geword het. Dorothy het haar oë oopgemaak en was op die gras langs 'n splinternuwe huis. 'n Nuwe huis wat oom Henry gebou het nadat die tornado die ou een weggevat het. Tante M het oor haar gebuig gestaan, haar gesig vol bekommernis. Dorothy, goeie genade, waar was jy? Ons het jou oral gesoek. Dorothy het opgestaan en rondgekyk. Die Kansas vlaktes het net so grys en eentonig gelyk, soos altyd. Maar nou het dit anders gevoel. Dit was haar tuiste. Ek was in 'n wonderlike plek, tante M het sy gesê, maar jy was reg, daar's geen plek soos tuis nie. Oom Henry het van die velde afgehardloop. Dorothy, ons was so bekommerd. Hy het haar styf vasgedruk en vir die eerste keer het Dorothy besef hoeveel haar familie haar lief gehad het. In Aas het sy geleer om dapper te wees, om vir ander om te gee en om te glo in haarself. Maar hier, tuis, het sy iets nog belangriker geleer, dat liefde die grootste towerkuns van alles is. Die aande daarna het Dorothy dikwels op die stoep gesit en na die sterre gekyk. Sy het gewonder of die voëlverskrikker nog steeds wyse besluite in die Smaragdstad neem, of die blikman nog steeds sy silwerhart klop, en of die leeu nog steeds dapper die woud beskerm. En soms, wanneer die wind oor die vlaktes gewaai het, het sy gedog sy kon die verre klanke van die Smaragdstad se klokke hoor, of die lag van haar vriende wat haar groet van 'n land waar drome werklikheid word. Maar sy was gelukkig in Kansas, want sy het geleer dat 'n tuiste nie 'n plek is nie, dis waar jou hart is. En Dorothy se hart was by tante M en oom Henry, in die klein huis op die groot vlaktes, waar die liefde so werklik was, soos die wonderlike towerkuns van Aas. Sy het nooit weer die rooi towerskoentjies gesien nie, maar sy het nooit vergeet wat hulle haar geleer het nie, dat die krag om jou drome waar te maak altyd binne in jou was. Jy moes net dapper genoeg wees om dit te gebruik. En so het Dorothy Gale gelukkig geleef, met die herinneringe aan haar wonderlike avontuur in die land van Aas, waar sy geleer het dat vriendskap, moed, liefde en wysheid die belangrikste skatte van alles is. Jare later, toe Dorothy 'n volwasse vrou geword het, het sy dikwels vir kinders van haar avontuur in Aas vertel. Party het geglo, party nie, maar almal het geluister met groot oë wanneer sy vertel het van die geel baksteenpad, die Smaragdstad en haar 3 wonderlike vriende. Was dit regtig waar, Dorothy, het die kinders gevra. En Dorothy sou glimlag en sê, die belangrikste dinge in die lewe soos vriendskap, moed en liefde is altyd waar jy ook al is. Want hoewel Aas dalk net 'n droom was, was die lesse wat sy daar geleer het, die mees werklike ding van alles. Lekker slaap.